Goeiemôre gemeente. Ekskuus, daar sê ek. Kan ons weer sê, maar jy het gehoor. Goeiemôre gemeente. Baie welkom. Mag die Here God ons in sy teenwoordigheid seën vanoggend. Daar is 'n wit polo hierso bokant by die trappe, die boonste trappe. 26837. Sy ligte brand. Lyk my nie die persoon is in die kerk nie. Sy wit polo is 'n ligte brand. Dan vriende, ek wil maar net ook noem dat hierdie week is Anton nog met verlof en Koenie is met sabbatsverlof. Toe Koenie in sy vorige gemeente was hy vir 'n hele klompie jare alleen daar, want sy kollega is oorlede terwyl hy in die gemeente was, en toe het hulle nie weer nog iemand beroep nie. En ons kan nie glo nie, hy is al reeds weer 3 jaar hier by ons. So, dis die eerste keer in baie jare dat hy 'n sabbatsverlof kan neem. Ons gun dit vir hom, en ons bid dat dit vir hom ook goed en verrykend sal wees. Ek en Wilhelm is hierso, en ons vra as daar enige iets is waar die leraar nodig het, dat hy vir my of vir Wilhelm kontak. Veral ook as daar nood of siekte is, ernstige siekte, kontak my asseblief. Ons sal graag opvolg, maar ons kan dit net doen as ons weet van u. Ook as mense in die hospitaal is, laat vir my weet asseblief. Ons sal graag vir u ondersteun en besoek. En dan sê ons net dankie vir die, voor ons dankie sê, ons tema vandag is erfgename saam met Christus. Ek wil net 'n kantopmerking maak. U sal gesien het as u die hartklop voorstukkie gelees het, voorblad. Ek moes al baie goed in my bediening doen, maar nog net 1 keer het 'n familie my gevra om hulle testament vir hulle te lees. Ek gee nie om dat dit net 1 keer was nie, maar dit is nogal iets wat by my bly, omdat toe ek die testament lees, dit was nog daar onder in die wetsaaltjie, agter in die konsistorie na die diens. Dis daar 'n paar van die mense wat daar sit, wat eintlik na hulle asem snak, toe hulle die testament hoor. Hoor wat staan in die testament. En vriende, dit is, ek wil dit sommer net noem, as daar verhoudinge is tussen ouers en kinders, want gewoonlik raak 'n testament mos nou die kinders, maak dit reg nou terwyl u leef. 'n Testament is nie 'n instrument om mense by te kom met wie u nie 'n goeie verhouding het nie, na die tyd, na u dood nie. Kom ons maak seker dat al ons verhoudinge reg is, in orde is. In die dag as my testament gelees word, dat dit regverdig is vir almal. Want al wat so 'n testament bereik is om tweespalt na jou dood te bevorder. Maar ek wil positief wees, en ek glo dat nie een van ons sulke testamente het nie. Maar ek noem dit maar net. Kom ons maak dit reg. God se testament is anders. Ons is kinders van God, aangenome kinders. Hy het ons aangeneem as sy kinders, maar hy behandel ons soos eie kinders.
Ek wil graag ook net wys net gou vir ons die skyfies. Anton hulle sê baie dankie. Die mense by Victoria Wes, by die kliniek, en is dit ook by Beaufort Wes, ouete huis daar Aftreeoord. Almal sê baie dankie vir al die geskenke, al die nuttige artikels wat saamgegee is. Iemand sê net nou vir my, in die Vrystaat is dit vandag -5 of -6. So, en daar in die Karoo sal dit ook lekker koud wees. Baie dankie, dit word regtig diep waardeer. Dan gemeente het ons die voorreg, oom Vaan, kan oom asseblief hier na my toe kom? Kan hy dalk net saam met oom Vaan kom? Ek wil net vra dat oom Vaan vir ons vanoggend die kers aansteek. Hierdie man wat so flink die trappe opstap, word môre 92 jaar oud. Daar is hy. Dankie. Bietjie vroeër in die jaar het Tannie Mati, oom Vaan se maat, lewensmaat van hoe lank was julle? 62 jaar saam? Ja. Hom ontval, ons dink ook spesiaal aan haar vandag, en maar aan oom, kom ons bid saam. Here God, baie dankie vir u groot liefde. Baie dankie vir die groot genade dat oom Vaan Strauss môre sy 92ste verjaarsdag kan vier en dat hy nog trappe kan opstap. Here, ons dink aan hom waar Tannie Mati vroeër vanjaar oorlede is, dat u vir hom in besonder ook sal vashou en troos. Dankie vir oom Vaan se kinders, Brian en Johanna, by wie hy bly hierso, wat so mooi na hom kyk, ook sy ander kinders wat na hom omsien. Here, dankie dat ons al ons seniorburgers aan u kan opdra, oral waar hulle is, by huise of in Letitron of in die aftreeoorde, dat u hulle spesiaal met u liefde omvou. Dankie vir u groot genade, in Jesus naam. Amen. Baie seën, baie geluk om van hoor. Is ons omraait of moet ons aanvat? Vriende, kom ons dank die Here met ons offergawes. Ons gee net kans vir die mense wat opgeneem het om terug te kom. Sing, wil ek net aanhaal uit Psalm 103. Die mense lewensdiere soos die van gras en soos die van 'n veldblom. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar, en ons dank God vir die maar, onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Mag die Here ons so in sy ewige liefde seën. Kom ons staan, dan loof ons die Here met die volgende 2 liedere.
Here God, dankie dat ons hierdie lied kon sing as 'n gebed. En dat U die genade sal gee, dat dit in elkeen van ons se lewens waar mag wees. Dankie dat U in Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Elkeen wat oopmaak by hom of haar, sal ek ingaan en saam met hulle maaltyd hou. Wil U deur U Heilige Gees en deur U woord en U teenwoordigheid hier vir ons aanraak. Elkeen van ons wat hier is, elkeen wat later na die diens sal luister of sal kyk. Here, dat ons U genade aanbod, aanvaar en daarin leef.
dat ons die enigste groot sekerheid wat ons op aarde kan hê, sal omarm, sodat ons in U vreugde en in U oorwinning kan leef saam met 'n lewende Christus. In Jesus naam. Amen. Gemeente, in aansluiting by die pragtige lied, lees ons uit Romeine 8 vers 1. Romeine 8 vers 1 tot 17. Lewe deur die Gees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Dit is deur die mens dat die sonde in die wêreld gekom het. En nou beskik God deur Jesus in die gestalte van 'n mens te stuur om weer die oorwinning oor die sonde te behaal. Vers 4, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees van God. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, wat natuurlik op die dood uitloop, wat vyandskap teen God is. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Heilige Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Heilige Gees aan julle die lewe op grond van die vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Heilige Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in ons woon. Daarom dan, broers en susters, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor die sondige natuur, om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees van God 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. En gemeente, hoor nou net, hoe mooi is dit, hoe kosbaar.
Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus Jesus. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Aan die heerlikheid wat God vir hom gee. Ek hoef nie vir u te herinner dat ons in 'n onseker wêreld leef nie. Dat daar min dinge is waarvan ons op aarde regtig seker kan wees. Maar die een wat uitstaan, waarvan ons seker kan wees, sê die woord van God, is ons erfenis van God die Vader. Erfgename saam met Jesus Christus. Die gemeente, dit is God se testament wat hy vir ons geskryf het, waarin jou naam en my naam as kind van God opgeteken staan, as 'n erfgenaam saam met Jesus Christus. Daardie woorde saam met Christus is vir my te veel amper. Dit is 'n mens staan in verwondering en jy sê en jy dink, maar wie is ek dat God soveel genade, soveel liefde vir my het? Wat doen ons met hierdie erfenis wat vir ons wag? In die eerste plek moet ons dit ontvang. Ons moet dit toeëien, ons moet dit omarm, want hierdie erfenis loop deur geloof in Jesus Christus. Christus wat ons sonde afgewas het, van wie daar staan hier in Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So die vraag is u in Christus? Het ons so 'n persoonlike, intieme verhouding met hom, dat ek onomwonde, sonder twyfel kan sê, Jesus Christus is my Here. Dit was vir my so mooi, in die week het ek 'n persoon besoek, 'n ouer persoon in die hospitaal, en hy is eintlik baie siek, en ek vra vir hom, oom se verhouding met Jesus Christus. Hy sê vir my, Michiel, daar is net een Here. Daar is net een Here, Jesus Christus vir my. Ek is syne. En ons kan dit met volle sekerheid sê. God het vir ons elkeen gekies, deur die dood en die opstanding van Christus. Het jy ook vir hom gekies? Ons moet ook vir hom kies, omdat hy dit klaar vir ons gedoen het. Ons moet sy verlossing in ons harte ontvang. Openbaring 3:20 wat ek aangehaal het vroeër. Ek staan by die deur en ek klop, elkeen wat oopmaak. God forceer nie ons lewens deur, ons hartsdeur oop met geweld nie. Hy is 'n God van liefde. Hy staan, hy klop. Elkeen wat oopmaak, by hom of haar sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou, saam met hom eet, saam met hom leef, met my liefde omarm. En vriende, as ons daardie sekerheid het, en as daar enige iets is wat vir u rondom dit laat twyfel, kan u dit maar weer op u knieë gaan, en vir die Here sê, Here, onvoorwaardelik, ek aanvaar u as my Here, my verlosser. Dankie dat u dit vir my gedoen het. Dan, gemeente, 'n tweede ding wat ons daarmee behoort te doen, ons moet leef
soos mense wat hierdie erfenis nooit wil verloor nie. Ons kan niks doen om dit meer te maak nie. Ek lees in die week wat iemand geskryf het, hy sê, there's nothing you can do to make God love you more, but there's also nothing you can do to make God love you less. God het ons lief, met 'n duur liefde, wat deur sy seun gegaan het. Maar laat ons lewe soos mense wat dit nooit wil verloor nie. Daarom het ons hierdie gedeelte gelees oor die Heilige Gees. Ons leef in dankbaarheid. Ons leef met oorgawe aan God, met gehoorsaamheid aan hom, met die Heilige Gees wat ons telkens meermale vra om in beheer van ons lewe te wees. Plaas hom in beheer van jou lewe. Plaas hom in beheer van jou lewe elke dag. Omdat ons in Christus dit reeds het. Sodat die oorwinnaarskroon wat God vir ons wil gee, ons deel kan wees. Gaan lees maar in Openbaring aan die begin die 7 briewe aan die 7 gemeentes en elke keer dan is daar 'n opsomming. Dit is wat in die gemeente gebeur. Dit is wat tekortskiet in die gemeente. En dan aan die einde, dan kom hy en hy sê, die wat volhard tot die einde toe, sal die oorwinnaarskroon verkry. En dan spesifiek aan die gemeente van Sardes, staan daar in hoofstuk 3 vers 5, wie volhard tot die einde toe, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy of haar naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy of sy my kind is. Is dit nie wonderlik nie? Ek sal voor die Vader en voor die engele verklaar, dat hy of sy my kind is. En hiermee help die Heilige Gees ons, want uit eie krag kan ons nie volhard nie. Net in die krag van die Heilige Gees kan ons volhard. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Wie die Gees van God het, is 'n kind van God. Wie Jesus Christus as Here het, het die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring lewe. Die Heilige Gees laat ons leef in die lig en die lewe van God. Hy bring oorwinning, hy oorbrug grense, hy saai menswaardigheid, hy gee ons dankbaarheid, hy help ons om te offer, ons lewe te offer aan die Here. Die Heilige Gees bring vrede. Daar waar ek opreg my hart met God uitpraat, ook in moeilike tye, ook wanneer soos in 1 Petrus geskryf is vers 7, hoofstuk 1 vers 7, dat die egtheid van ons geloof soms getoets word, soos goud gelouter word. Laas week het ek die voorreg gehad om 'n jong paartjie by te staan met hulle baba dogtertjie. Jy het gesien, klein Zani se naam was op ons lys gewees vir voorbidding. Net oor die 3 maande oud. Sy lê in ICU vir 12 dae, sy het 4 virusse. En hierdie jong mamma skryf elke dag 'n
'n boodskapie op haar ondersteuningsgroep. En sy sê, hierdie is 'n pad van heiligmaking. 'n Pad van totale oorgawe aan God. Want hierdie klein dingetjie was baie, baie siek. Here, wees ons genadig dat hierdie kleine baba gesond sal word. Here, ek vertrou U met my kind. Laat U koninkryk kom. Deur die Here se genade is klein Zani genees. Sy is weer huis toe. Maar dalk is daar dinge, 'n pad wat U mee loop, wat U met die Here regtig worstel, wat vir U moeilik is. Dalk 'n siekte, dalk 'n verhouding wat U sukkel om reg te maak. Dalk net goed wat vir U eenvoudig te veel voel. En wanneer ons by die Here kom, en soos die Kanaanitiese vrou op ons knieë gaan, wat Anton so laas Sondag so treffend met ons oor gepraat het, en sê, Here God, al kan ek net 'n paar krummels van U genade kry, is dit vir my genoeg? En die besef, U staan op heilige grond. Dan kom die Heilige Gees en hy omvou ons. En met daardie totale oorgawe gee hy vir ons vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede van die teenwoordigheid van die heilige God, wat groter is as omstandighede, wat die dinge wat ons nie verstaan nie, ook omvou, vir ons binne in dit omvou. Soos 'n ander jongman wat ook laasweek oorlede is, laasweek gesê het, toe hy ernstig siek word, mag dit tot eer van God wees in my lewe. Mag dit my vriende inspireer om God te ontmoet. U sien, die Heilige Gees laat ons verder kyk. Laat ons uiteindelik God sien as dit ware. Die Gees neem dan alle vrees weg. Die vrees vir straf. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die Gees maak ons nie tot slawe nie, maar tot kinders. Kinders van die lewende God. Wanneer ons hierdie erfenis omvou, omarm, kan ons dit nie vir onsself hou nie. Ons deel dit met ander. Ons kan nie. Dit is ook die groot opdrag wat Jesus gesê het, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, wanneer jy jou hart oopmaak vir die lewende God, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, oral tot in die uithoeke. Sulke goeie nuus kan jy nie van jouself vir jouself hou nie. Jy wil dit deel met die mense om jou. Die mense wat op jou pad kom, dalk 'n vreemdeling, dalk iemand wat gedurig op jou pad kom en jy het nog nooit gedink nie, maar moet ek nie 'n slag vir hierdie persoon vra nie? Weet jy, ek wil net vir jou iets goeds met jou deel. Die lewende God het jou lief. Ek kan dalk nie jou omstandighede verander nie, maar God het jou lief. Waar die Heilige Gees in beheer is, word Jesus liefde gekweek, word Jesus liefde gedeel.
Vra die Heilige Gees, wie daar is op jou pad, vir wie jy dalk net 'n slag moet herinner, dat God hom of haar liefhet. Die Here sal vir jou geleenthede gee, wanneer ons hom daarvoor vra. Dis waarvoor hy ons roep. En laastens gemeente, ons is erfgename saam met Jesus, erfgename van die heerlikheid van God. 2 Korinte 4 sê die lyding wat ons nou ervaar weeg nie op teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En ons het dit ook hier gelees. Omdat ons kinders is ons ook erfgename, erfgename van God, erfgename saam met Jesus Christus. Dieselfde heerlikheid van God wat hy vir sy seun Jesus Christus gee, wag vir sy kinders, vir jou en my as God se kinders. Dit is vir my amper te groot, maar dit is wat hier staan. Romeine 8:31 sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Ons deel in sy oorwinning, sy heerskappy oor die dood. Ons word koningskinders. Ons ontvang die ewige lewe. Dit wat God gee is ewig. Dit wat op hierdie aarde is tydelik. My liggaam sal sterf, maar my gees is by God. Ek ontvang die heerlikheid van God. Ons erf saam met God, saam met Jesus Christus, wat God vir hom gee. As sy seun, gee hy vir sy kinders. Ons kan dit nie misloop nie. Ons kan nie toelaat dat iemand dit misloop nie. Ons mag nie toelaat dat 'n stukkie trots of 'n stukkie hoe gaan hierdie persoon optree as ek vir hom vertel van Jesus nie. Gaan hy my dalk afjak of beledig? Dis niks. Christus het vir ons gesterf. Maar hy het opgestaan en hy leef. Niks is die moeite werd dat ons hierdie erfenis hoef mis te loop nie. Ons het dit in Christus. Omarm dit. Leef asof jy dit nooit sal verloor nie. In volle oorgawe. Asof jy dit nooit wil verloor nie. In volle oorgawe aan die Gees van God. En plaas jouself gedurig, plaas die Heilige Gees gedurig in beheer van jou lewe, sodat ons in hom kan lewe, in sy oorwinning, in sy vrede, in sy oorvloed. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke gee vir stil gebed, en dan sal ek vir u voorgaan. Here God, ons is hier voor u. Miskien dalk ook wanneer iemand na hierdie boodskap luister of kyk,
is ons voor U. En Here, miskien is daar iemand waar U vanoggend klop en vir ons kom sê, ek wil vir jou 'n erfenis gee. Ek wil vir jou alles gee wat ek het. Ek het reeds my seun vir jou gegee. Wil jy nie jou hart se deur, jou lewensdeur, finaal, onvoorwaardelik oopmaak nie? Here, dalk is hier iemand wat voel of wat die behoefte het om dit by vernuwing te doen. En miskien wil jy dalk nou net saam met my hierdie woorde sê. Here, ek maak my hart oop onvoorwaardelik. Kom in en kom deur U Gees en woon in elke kamer van my lewe. My hele lewe, my denke, my gedagtes, my huwelik, my gesinslewe, my verhouding met my kinders, met my bure, my verhouding met my werkers en my werkgewers. My verhouding met my kleinkinders, agterkleinkinders. My verhouding met my lewensmaat. Dankie dat ek haar of hom nog kan hê. Kom Heilige Gees. Was dit skoon, Jesus? Was my lewe skoon? Met U bloed, wat alle sonde witter maak as sneeu. So wit soos wol. Dat ek voor U kan staan sonder enige veroordeling. Dankie Jesus, dat dit die gebed is wat U verhoor, wanneer ons na U toe kom. Of soos die man aan die kruis wat net gesê het, Here, dink aan my. Hier is ek, vat my lewe. Kom Heilige Gees, neem beheer van elkeen van ons lewens, ook van myne, dat ons in U lewe, in U vrede, in U oorwinningskrag kan lewe. Dat ons lewe en lig en die grootheid van God kan uitstraal oral waar ons gaan, in alle donker hoekies. Here, dankie dat ons so ons hele land na U toe kan bring, die hele wêreld, ook daar in die Midde-Ooste en in die Oekraïne, dat U lig ook daar sal skyn deur U kinders. Ons eer en prys U wonderlike naam. Amen. Gemeente, ons gaan nou afsluit met die oorwinningslied. Kom ons sing dit, omdat ons kan deel in die oorwinning van Christus. En dan die seënlied.
Mag die Here God vir ons elkeen in sy liefde omvou, dat ons in die krag en met volle oorgawe aan die Heilige Gees gaan leef. Ons lewe onder sy beheer. Mag die lig van die Here Jesus, sy verlossing en liefde, die onbegrensde genade van God, helder deur ons lewens skyn, oral waar ons gaan, as erfgename saam met Christus. Amen. Kom ons seën mekaar met die seënlied.